Goeiedag, ek is Gerard saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag het ons die voorreg om Eksodus 3 te lees. Nou in Eksodus 1 en 2 het ons gelees van die volk Israel wat in slawerny is en al uitroep tot God om hulp. En nou in Eksodus 3 en 4 lees ons van Moses se roeping wat God wil stuur sodat hy die volk kan uitlei uit Egipte uit. Nou Eksodus 3 beskryf spesifiek hoe Moses by die brandende bos God ontmoet op die berg Horeb. Die berg Horeb natuurlik dieselfde berg as die berg Sinaï. God roep vir Moses om Israel uit Egipte te lei. Die bos brand, maar brand nie uit nie, natuurlike teken van God se teenwoordigheid, sy heilige teenwoordigheid. En ons sien ook in hierdie deel dat God homself vir die eerste keer openbaar as ek is wat ek is in vers 14. En ons sien dat hy die lyding van sy volk raak sien. Hy hoor hulle geroep om hulp en hy beloof verlossing. Maar wat vir my interessant is, ons sien ook hoe Moses onbekwaam en huiwerig is om God op sy woord te neem en God se opdrag en taak op te neem. Wat vir my kosbaar is, God roep gewone mense vir buitengewone roepings. En hy self is die waarborg van sukses deur sy teenwoordigheid. Nie Moses nie, God se teenwoordigheid is die sleutel tot sukses. Maar Eksodus 3 wys vir ons ook vooruit na Jesus Christus, wat as ons uiteindelike verlosser sou kom en die volkome openbaring van God sou wees. Net so algemeen tot inleiding. Kom ons kyk na spesifieke dele in die teksgedeelte. In vers 7 sien ons dat God sien en hoor Israel. God is nie afwesig nie. Hy sien die lyding van Israel raak en hy tree nou op. Dit laat my dink aan Psalm 103 vers 7, 1983 vertaling, wat lees: aan Moses het hy God sy wil bekend gemaak, aan Israel die volk wat hy van plan was om te doen. En dit beklemtoon God se openbaring van sy karakter aan Moses en sy dade aan Israel. In vers 5 waar God sê trek jou skoene uit, sien ek iets van die heiligheid van God. Dat ek en jy God met eerbied en ontzag moet nader. In vers 4 lees ons van waar God Moses roep en hy sê Moses, Moses. God roep ons individueel om deel te wees van sy werk. God ken ons by die naam. Hoe kosbaar is dit nie om dit te weet nie. En dan natuurlik in vers 11 sien ons dat jou onbekwaamheid of jou gebrek aan eie waarde is nie 'n verskoning om nie in God se roeping in te tree nie. Moses wys dat hy onvoldoende voel, maar God sê vir hom, vers 12, sy teenwoordigheid is genoeg. God sê nie net hier vir Moses wat hy moet doen nie, maar hy gee ook vir hom raad hoe om dit te doen en hy sê vir hom, ek is by jou. En dan sien ons natuurlik wat ek reeds genoem het van God se naam is, ek is. En dit dui op sy ewige, selfbestaande en onveranderlike aard. God het niks en niemand anders nodig om te bestaan en volkome te wees nie. Hierdie deel kan ook vergelyk word en vooruitwys op Jesus Christus, want as julle reg onthou in Johannes is daar 'n paar plekke waar Jesus die ek is uitsprake gemaak het. Ek is die brood van die lewe, ek is die lig van die wêreld. In Johannes 8 vers 58 sê Jesus, voor Abraham was, is ek. En Jesus gebruik hierdie goddelike titel om sy goddelikheid te bevestig. Maar soos Moses dan nou vir Israel moet uit Egipte uitlei, sien ons ook hoe Jesus dan ons uit ons sonde uitlei en red daarvan. God kom ook nader aan die mense. In Eksodus het God verskyn aan Moses in die bos en op so 'n manier ook nader aan Moses en aan Israel gekom om Moses te stuur. In die Nuwe Testament kom God in die vlees deur Jesus Christus. Moses tree op as middelaar terwyl tussen die volk Israel en God, terwyl Jesus die volmaakte middelaar tussen my en jou en God is. Laat my dink aan 1 Timoteus 2 vers 5 tot 6, waar God sê, daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus wat homself gegee het as 'n losprys vir almal. Hy oorbrug die sonde, gaping deur sy menswording en offer. Kom ek en jy oorweeg bidtend vandag. Luister ons vir God se roepstem.
God spreek steeds deur sy woord en sy Heilige Gees. Hy roep steeds. Leef ek en jy heilig en nader ons God op heilige vrees vir God. Erken ek en jy God se heiligheid in ons daaglikse lewe. En dan vertrou ek en jy God dat hy altyd teenwoordig by ons is. Dat ons nie alleen staan nie, maar dat ons werklik kan boedel oorgee aan God en kan loop waar hy ons lei, soos sy Gees ons lei, omdat ons glo en vertrou dat hy by ons is. Kom ek en jy kies vandag om gehoorsaam te wees aan God se roeping, selfs al vrees ons so bietjie, selfs al lyk dit onseker. Want onthou, groei kom werklik wanneer ek en jy in geloof en vertroue reageer in gehoorsaamheid op God. Groete en seënwense vir jou in hierdie dag.